Hallo en welkom by nog 'n episode van Evertalk. Vandag gaan ons praat oor 'n baie belangrike onderwerp, early intervention of vroeë intervensie in die grondslagfase, en ons het twee wonderlike gassprekers by ons wat werklik kenners is op hulle gebied. Ons het vandag Marley Meton by ons, sy's 'n arbeidsterapeut wat ook hier by die lokale van ons skool werk, en Tersha de Villiers, 'n spraak- en taalterapeut wat ook hier met ons kindertjies by Ewersdal werk, en sy's ook 'n oud Ewer mamma. So baie welkom dames, dit is vir ons verskriklik lekker om julle vandag by ons te hê. Baie dankie dat julle ons genooi het. Dankie, dit is lekker om hier te wees. Marley, kan jy vir ons vertel wat jou rol as arbeidsterapeut behels, veral in 'n laerskoolse konteks? Definitief. As 'n arbeidsterapeut werk ek gewoonlik met kinders wat sukkel met daaglikse aktiwiteite, en dan verskaf ek ook ondersteuning aan die leerders se algehele ontwikkeling en deelname aan skoolaktiwiteite. My primêre fokus is maar gewoonlik om die kinders te help om hierdie uitdagings te oorkom of te bestuur wat hulle leer, hulle sosiale interaksies en daaglikse funksionering kan beïnvloed. Spesifiek ten opsigte van fynmotoriese vaardighede soos om te skryf, of grofmotoriese vaardighede, sensoriese integrasie, perseptueel en emosionele beperkings. En in die grondslagfase is hierdie vaardighede so belangrik, omdat dit die boustene is vir akademiese sukses. Dankie Marley, dit is eintlik nou net in 'n neutedop wat jy vir ons genoem het, wat jy alles doen. Tersha, spraak- en taalterapie, dit is ook 'n baie veld, nê? Ja, dit is 'n baie veld. So, spraakterapie fokus veral op artikulasie, taal en auditiewe persepsies en dan ook kommunikasie. In graad R tot 3 is hierdie die jare wat ons veral fokus op auditiewe persepsies en taalontwikkeling. Navorsing het al vir ons gewys dat taal en skoolsukses baie afhanklik van mekaar is. So vroeë intervensie en op 'n baie vroeë ouderdom, veral as hulle nog jonk is veral in die grondslagfase, is baie belangrik om later skolastiese probleme te vermy. Ja, ek dink voor ons nou amptelik begin het ek en Marley nou 'n bietjie daaroor gesels van al die perseptuele vaardighede en daai boublokke wat ek dink nie mense altyd besef hoe groot invloed dit op lees en skryf en wiskunde het nie. En ons kleintjies se breine is, nou moet jy help Marley, neuroplastisiteit. Plastisiteit. Jy weet, so hulle leer baie makliker. Jy weet, so hoe vroeër, hoe beter. Ons het nou die dag wonderlike opleiding gehad, en een van die video's wat ons gekyk het gegaan oor 'n fiets wat die man verander het en hoe dit aan mekaar gesit het. So in plaas van om links te beweeg as jy die handsvatsels links draai, het die fiets regs gedraai. En dit het hom aansienlik langer gevat as sy klein seentjie om daai fiets te leer ry. So ek dink dit sê ons ook, jy weet, hoe buigsaam en placid ons kleintjies se breine is. Ja, ons groot mense dink mos ons kan baie keer goed doen wat hulle kan doen, tot jy saam met hulle begin speel en kom jy agter, jy kan glad nie meer seker goed doen nie. So yes, Janine, that's correct. Early intervention gives primary schools a chance to respond before negative experience become more entrenched. When you intervene in, for example, grade 1, you're preventing learning difficulties from becoming deeply rooted patterns. En om dan uit dit te kom, vat baie meer tyd. So, ja. And research shows that when intervention happens early enough, the vast majority of children can be successfully supported. And this is why our educational system emphasize early identification and intervention. As julle al gehoor het van die woord SIAS, Screening, Identification, Assessment and Support. Ons wil rarig so gou as moontlik 'n kleintjie identifiseer wat enige hindernisse het en hom daarin bystaan. Want dit is so crucial, in particular in grade 1 and earlier. Ja, Janine, as dit nog vroeër geïdentifiseer kan word, is dit selfs nog beter. Maar vir hierdie potgooi praat ons nou maar hoofsaaklik uit 'n laerskoolse konteks. Kom ons gesels spesifiek oor rooi vlaggies. Marley, waarna moet onderwysers en ouers uitkyk wanneer dit kom by arbeidsterapeut verwante probleme? Wel, dit is 'n uitstekende vraag. In graad 1 kyk ons maar gewoonlik na kinders wat 'n probleem het om 'n potlood korrek vas te hou, baie stadige skryfspoed of baie hard druk op die papier, sukkel om sekere klere aan te trek of net sekere klere wil dra, glad nie veters kan vasmaak of manipuleer nie, wat kinders ook nie instruksies kan volg of onthou nie, heeltyd beweeg in hulle stoel, nie kan stil sit nie of opstaan wanneer hulle besig is met aktiwiteite, en kinders wat ook verskriklik lomp voorkom en rondval. En dan teen graad 2 of graad 3, as 'n kind tog steeds sukkel met handskrifleesbaarheid en lettervorming, of nie van die bord korrek kan afskryf nie, en wat se werkspoed ook stadiger is as die ander kinders in die klas, is dit altyd definitief 'n kommer.
Ja, en ek dink dit is ook baie keer die goeders wat ons in die klas raak sien. Dit is daai uitdagings met die perseptuele vaardighede, die beplannings en organiseringsuitdagings. Tersia, wat sou jy sê is die rooi vlaggies in taalontwikkeling? Okay, so van my kant af is die rooi vlaggies laat taalontwikkeling. So 'n graad 1 kind wat steeds sukkel om sinne te vorm, onduidelik se spraak het waar vreemdelinge regtig sukkel om hom te verstaan en probleme het om instruksies te volg of om stories te verstaan en weer te vertel, is nogal 'n groot kommer vir ons. Taalvermenging is ook 'n groot bron van kommer en dan is dit nie as jy hier en daar 'n Engelse woordjie gebruik nie, maar waar jy ook die Engelse sinskonstruksies of daai goeters gebruik, dan dit help hom glad of haar glad nie in die skool nie. En dan as hulle sukkel met lees en skryf, wat 'n moontlike oorsaak kan wees taal, waarmee hulle dan sukkel, of dan die auditiewe persepsies. Dis interessant want baie keer dink 'n ouer, ek dink veral as hulle nie ander kindertjies gereeld sien nie en ek sit om te vergelyk of verwysingsrame het dis ouers baie keer vir ons sê, ag maar hy's nou eers graad 1, hy gaan dit nog ontgroei. Is dit altyd die geval? Dit hang af, daar's verskeie faktore wat kan lei tot 'n agterstand, maar dit is hoekom dit so belangrik is om so gou as moontlik by 'n terapeut uit te kom, sodat 'n mens in 'n diepte gevalle studie kan neem en kan evalueer, sodat mense kan kyk na al die faktore. Eers dan kan 'n mens 'n ingeligte besluit maak en toepaslike voorstelle maak. Die mite dat kinders dit sal net ontgroei kan nogal skadelik wees, omdat ons waardevolle intervensietyd dan eintlik verloor. En ek wil regtig sê van die terapeutiese kant, die doel is nie om probleme te gaan soek nie, dis eintlik net om so gou as moontlik te kyk waar lê ons en dan hoe mens kan help en toepaslike voorstelle kan maak. Ja, ek dink baie keer soos jy nou sê, dink ouers mens soek fout, nê? So wat ek en Janine baie keer sien is dat mens eintlik vir hulle baie keer kan bevestiging ook gee. Weet jy wat, jou kind is aanpaar, daar is nie uitvalle nie. Of as ietsie klein wat ons net kan werk, nê? Ja. En Marlie, van jou kant af? Ek sê altyd vir onderwysers en ouers, vertrou net julle instink. Ons verstaan dat elke kind hulle eie tempo het om te ontwikkel, maar vroeër intervensie is die sleutel tot ondersteuning van kinders wat moontlike uitdagings in die gesig kan staar. As iets verkeerd voel of jy voel dat jou kind nie op dieselfde pas as ander kinders ontwikkel nie, ondersoek dit maar eerder. Ons kan altyd bepaal of alles korrek is en volgens ontwikkelingsnorme, maar as daar 'n kind is wat regtig nie funksioneer op sy ouderdomsvlak nie, kan hulle nie bekostig om daardie vroeë jare te verloor waar die intervensie die effektiefste is nie. Ja, ek dink ons het vroeër daar ook oor gepraat en dit is waar dit so moeilik raak, is daar is sekere boublokke wat die skoolsisteem verwag is reeds in plek om sukses te behaal in skool. En baie keer as dit nou nie, die leerder dalk nie skoolgereed is nie, dan is dit die outie of die spraakterapeut wat aan daai boublokke moet werk, maar daar word nog steeds verwagtinge van die sisteem gemaak en dit is waar leerder sorg kan intree om daai bruggie miskien te bou en te ondersteun in die klaskamer met die vaardighede wat nodig is. Ek dink dis ook hier belangrik om die onderwysers se professionele opinies te vertrou. Hulle het baie ervaring en hulle werk met baie kinders elke dag. Ja, onderwysers is eintlik ons beste bondgenote en hulpmiddels, omdat hulle die kinders elke liewe dag in hulle funksionele aktiwiteite raak sien. Eenvoudige waarnemings soos om op te let watter kinders sukkel om hulle lessenaars te organiseer, of wie sekere aktiwiteite vermy, of wie dalk moeg lyk na 'n kort periodes van skryf. Dit is gewoonlik altyd waardevolle inligting wat hulle deurgee. En vir spraak en taal kan onderwysers sien wie sukkel om instruksies te volg, wie nie deelneem aan groepsbesprekings nie, of wie se storievertelling betekenisvol agter die res van die kinders in die klas is. Dit gaan nie oor diagnose nie, dit gaan om patrone raak te sien en so gou as moontlik dan aan te spreek. Yes, that's very true, Tarsha. We are not in the position to diagnose, but we have very knowledgeable teachers and a support team here at Everstal that's specifically trained in intervention and support. I always tell our teachers what you see in class is the best observation that you can give to therapists like you who can make the plans then to put in place for children. So, yeah, I agree with you. So, kom ons gestel 'n onderwyser tel iets op wat julle vroeër verduidelik het, wat gebeur volgende. Neem ons deur die proses. Tersha, wat moet 'n juffrou dan verder doen?
Okay, so gewoonlik begin dit met 'n gesprek tussen die onderwyser, ouers en die leerderondersteuningsspan by die skool. Hulle sal dan 'n voorstel maak waarom te begin. Is dit by 'n arbeidsterapeut of 'n spraakterapeut? Dan doen ons assesserings om presies te verstaan wat die uitdagings is en waar die kind se sterkpunte lê. Op grond van hierdie inligting maak ons dan voorstelle. Ja, en dit is so belangrik om die hele kind te oorweeg, die holistiese beeld van 'n kind. Soms kan dit lyk of 'n kind 'n gedragsprobleem het en dan in sommige gevalle is dit 'n sensoriese verwerkingsuitdaging of selfs 'n kind wat net glad nie die instruksies verstaan wat deurgegee word nie. Yes, I could not agree more. We often said in Everstal that the wrong diagnoses are made and then it was actually just something small. So for example, we had a grade 7 girl last year and in grade 7 we found that she was deaf in her one ear. And all the things that we saw, academically struggling, her behavior, all of that was about her not being able to hear. And as soon as that changed, there was a whole change in her personality. And she even got the Principal's Award at the end of last year. So sometimes it's just something small that we can change, but we still have to find it first. En ek dink dit is waar daai collaboration so belangrik is tussen die skool en die ouers en die terapeute. Want die woord assessering laat dit nou baie intimiderend klink, maar dit is nie eintlik nie, is dit? Nee, glad nie. Ons maak dit pret en dan verskaf ons speelgebaseerde aktiwiteite om te assesseer. Vir die jong kindertjies sal dit lyk so speletjies speel, blokkies bou, legkaarte doen, prentjies teken en bal gooi. Hulle geniet dit gewoonlik vreeslik omdat dit individuele aandag is en boeiende aktiwiteite. En dan soos wat hulle ouer word, sal die speelheid van die assesserings natuurlik moet verander ten opsigte van hulle ouderdom, sodat dit nog steeds gepas is. En dan is daar ook gestandardiseerde toetse om die meer komplekse vaardighede te assesseer, maar dit is nog steeds pret. Ja, presies. My assesserings behels nie verbale assesserings waar hulle net na prentjies moet kyk en wys en dan die verbale deel waar daar beskrywings van kaartjies inkom en informele gesprekke. Kinders vra gewoonlik as hulle klaar is wanneer hulle weer kan kom, wat altyd lekker is. Ag, dit is baie oulik. Ja, ek weet hulle is baie lief vir die tannies wat hier bo werk. So kindertjies in ons klas of in ons skool wat vir terapie kom hier in die van Skalkwyk sentrum is mal daaroor om te kom. Hulle praat van al die tannies wat hier bo werk. So julle is kosbaar vir ons ook. Wat gebeur dan na die assessering? Hoe werk dit as die uitkomste daarop wys dat die leerder sal baat vind by intervensie of terapie? Ek dink dis waar dit opwindend word. So ons werk nou saam met 'n span, die onderwysers, die leerderondersteuningsspan en ook die ouers om strategie te implementeer in die klaskamer, maar ook by die huis. Dit mag dalk net wees om te verander hoe die kind sit of verskillende skryfgereedskap te verskaf of take in kleiner stappe te verdeel en selfs ook akkommodasies in die huis, sodat die kind in alle omgewings optimaal kan funksioneer. Ja, vir spraak en taal werk ek gewoonlik individueel met 'n kind, maar ons werk ook baie nou saam met die ouers en die onderwyseresse. Soms maak klein veranderinge net 'n groot verskil. Kan julle dalk vir ons konkrete voorbeelde gee? Ja, ek dink die eerste maklikste een is 'n kind wat sukkel met handskrif. Dan begin ons maar gewoonlik met versterkingsaktiwiteite in die hele liggaam, wat vir hom is nog steeds as prettige speletjies. En dan verander ons hulle potloodgreep deur rubberpotloodgrepe te verskaf op hulle kruite en potlode, of ons pas hulle lesenaar hoogte aan, of ons gebruik gelynde papier met groter spasies, en soms beveel ons ook bewegingspauses aan, wanneer hulle besig is met lang skryftake. Ja, en vir taalontwikkeling kan dit so eenvoudig wees soos hoe ons praat in die huis, sodat dit op die kind se vlak is, of watter spesifieke taalareas in alledaagse situasies geoefen kan word. Of om die onderwysers te help om visuele ondersteuning te gebruik wanneer instruksies gegee word om die kind in die klas te help. Ons werk ook aan fonologiese bewustheid, deur rymspeletjies en klankaktiwiteite wat leesontwikkeling en spelling help en ondersteun. Ons hoor so baie dat terapie nie 'n quick fix is nie, dat ons nou nie moet vra na 2 sessies hoeveel vordering het my kind gemaak nie, maar dit klink asof baie van hierdie aktiwiteite waarvan jy praat, op 'n lekker manier in daaglikse roetines geïnkorporeer kan word, soos dalk kan ons rympies doen in die kar of voor bedtyd. So,
As ons nou sê, dis nie 'n quick fix nie. Hoe lank neem intervensie dan nou gewoonlik en maak dit 'n verskil aan die tydlyn wanneer daar samewerking tussen alle rolspelers is? Ja, dit wissel en hang af van die kind en die ouers se samewerking. Sommige kinders reageer vinnig binne 'n paar maande, veral soos hulle natuurlik ontwikkel en ryp word, en ander mag ondersteuning nodig hê vir 'n langer periode. Ek dink mense altyd om veilig te wees, moet mense ten minste 'n minimum van 6 maande net uitsit, maar daar's kinders wat mens verbaas en dit in 'n korter tyd doen, en dan is daar ander wat dan net dalk 'n bietjie langer vat. Ja, en dis hoekom daardie vroeë intervensie so waardevol is. 'n Kind wat in graad 1 terapie ontvang, mag dit dalk net vir 'n jaar nodig hê, terwyl 'n kind in graad 3 dit langer as 'n jaar gaan nodig hê, om op te vang al daai vaardighede wat hulle nog moet aanleer. En vroeë intervensie is ook belangrik om emosionele uitdagings te voorkom. Ons dink net altyd aan die vaardighede wat afwesig is, maar ons vergeet van die skade aan die kinders se emosionele welstand as ons intervensie net uitstel. Van jongs af begin kinders mekaar vergelyk en ander kinders sien, die maatjie kan nie sy werkies klaarmaak nie of hy vat baie lank om dit klaar te maak en dan is daar afklouery. So vroeë intervensie kan ook jou kind se selfbeeld beskerm. En dit is net absoluut noodsaaklik, veral die suksesvolste uitkomste wanneer ouers, onderwysers en terapeute almal op dieselfde bladsy is en na dieselfde doelwit werk. It can sometimes feel very overwhelming for parents when the school call a meeting and a whole team is waiting for the parents. Ouers dink altyd hulle kind is in die moeilikheid as die skool bel. So my eerste woorde as ek 'n ouer bel is, jou kind is nie in die moeilikheid nie. As jy seer gekry nie. Seer gekry nie, ons bloed ons niks nie. Ontspan, dis regtig net ter ondersteuning. So firstly, I want to assure that all those people are sitting there because we are care and we want to support your child. But what advice do you as a therapist have for parents in that situation? Eerstens, weet dat om ondersteuning nodig te hê nie beteken daar is iets verkeerd met jou kind nie. Elke kind ontwikkel anders en sommige het net 'n bietjie ekstra hulp nodig om hulle potensiaal te bereik of in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel in te pas. Ja, en wees geduldig met die proses. Intervensie is nie 'n vinnige oplossing nie en elke kind se leerpas is verskillend. Dit gaan oor om die vaardighede oor tyd te bou. En vier die klein oorwinnings en vertrou die proses. Ons as terapeute is gebind aan 'n professionele etiese kode, so ons sal beslis die ouers inlig wanneer die terapie nie meer nodig is nie, of wanneer die leerder funksioneer op hulle ouderdomsvlak. Wat van die onderwysers wat dalk onseker voel oor om 'n kindjie te verwys of nie? Moet glad nie huiwer nie. Dit is altyd beter om ondersoek in te stel en tot die gevolgtrekking te kom dat alles reg en funksioneel is, as wat jy nou die geleentheid mis vir vroeër intervensie. Ons is hier as hulpbronne, glad nie die kritisie van onderrig nie. Presies, ons sien onderwysers as vennote, nie as mense wat dit vroeër moes raak gesien het nie. Opvoeding is 'n spanpoging. Ek sê altyd 'n onderwyser het, nee, hoe sê hulle, 'n boer maak 'n plan, maar 'n onderwyser het altyd 'n klomp, nê? So ek sê ook altyd vir ouers, want ons praat nou baie van onderwysers wat voel hulle het ietsie gemis, maar ek dink ek sit baie met ouers wat skuldig voel, hulle dink hulle het iets gemis by hulle kind. So ek sê altyd, al is ons 'n bietjie laat, daar's altyd 'n plan te maak. Ons is altyd wonderlike kundige mense soos jy Tersia en jy Marley wat ook ons hande vat en dan nog steeds kan ons vir die kindjie op die beste moontlike plek bring waar ons kan. So ek wil sê dit gaan nie oor 'n skuldgevoel, dit gaan absoluut oor dat ons gaan iets doen, hè. Nou is 'n plan vir daai kind. So terwyl ons afsluit, wat is die een sleutelboodskap wat julle wil hê ons luisteraars moet wegneem? So, vir my die belangrikste, en ek weet, dit is al vroeër gesê, hoe vroeër die intervensie gedoen word, hoe korter kan die tydperk wees wat intervensie nodig is. As daar enige iets is waaroor julle of die skool bekommerd is, tree eerder vinniger op as later en kry die inligting, sodat almal die ingeligte besluite kan maak. Ja, en onthou dat elke kind die kapasiteit het om te leer en te groei. Soms het hulle net 'n ander benadering nodig of ekstra ondersteuning om daar uit te kom. Baie dankie, ek dink dit is goeie raad. En dankie vir julle tyd vandag, Marley en Tersia. Dit is duidelik dat vroeë intervensie werklik 'n kind se akademiese reis kan verander. Absoluut. En vir ons luisteraars, as julle enige vrae het oor leerderondersteuning by Laerskool Eversdal, voel asseblief vry om ons so gou as moontlik te kontak. Dit is al vir vandag se episode van Evertalk. Tot volgende keer, totsiens.